Ek wil net weer eens ook vir die wat nou inskakel en na die klip gaan kyk, verwelkom en sê, wees deel van die ligfamilie, al is jy daar aan die ander kant in Timbuktu, Australië, ons weet daar is mense in Nederland, en ook in Nieu-Seeland wat kyk, en Maleisië en dis meer, ons is geglobalised deesdae met klomp faktore, en spesifiek hierso het ons 'n sticker hierdie week opgesit, en vir die wat inluister, en as jy wil ons kontak, as jy meer is welkom, en op die klip is ook dan van die kanaal is ons e-posadresse en dan ook, as jy die koninkryk van God wil saai, is jy meer is welkom om ons beneficiary te maak, daar waar jy ook al is, en sit net jou naam en 'n verwysing, bankbesonderhede is hierso, en so kan jy ook in die koninkryk saai. Maar kom ons raak stil voor die Here, en ons vra vir hom sy hulp van sy gees, om hierdie woord vandag op te breek, en dit ook dan aan ons te openbaar. Dankie Here dat U 'n God van goedheid is, 'n God van liefde, dat U 'n God vol misterie is, maar nogtans is U Gees binne ons. U Gees kom en U openbaar die seën wat die woord is. Die woord wat lewend maak. Dankie Jesus Christus, dat U nou hierdie woord gaan vat en oopbreek en permanent in ons binneste gaan stoor. En dat U Gees as 'n coach gaan optree met respek gesê, dat ons kan doen dit wat ons leer. En ons bid dit alles in Jesus Christus naam. Amen. Dit bring ons by die tema van vanoggend en dit klink baie keer baie hard, maar is tog waar. Ons weet dat daar skrifgedeeltes in die woord is wat praat oor om gewortel te wees. Dit praat van die struktuur van 'n plant. En die vraag wat God vanoggend aan iedereen elkeen van ons het is jy net in Christus Jesus gewortel? Is jy net in Christus Jesus gewortel? Wat is die vrug wat jy voortbring as ons sal sê, jy's soos 'n wingerd? Is dit werklik waar so dat ander mense kan sien, jy's vol liefde, jy's vol vrede, jy's vriendelik, jy's vol vreugde, jy's geduldig, jy's goedhartig, jy's getrou, jy's so nederig as wat kom en vol selfbeheersing, dis net nie waar nie. Ek dink, as ons na hierdie goedjies kyk, dan kan ons net sê, ja Here, jy weet, ons is in Suid-Afrika. Dit het nou niks met die prys van eiers uit te waai nie. Dis oor die wêreld heen gepas dat ons moet vrug dra. Jy sien, ek dink van die grootste challenges is om geduldig te wees as jy 'n haastige geaardheid het. Ek weet my vrou is so haastig. Maar as dit kom by die horlosie, dan bestaan hy nie. En so het ons elkeen ons nikke en giere en grille. Ek wil weer van jongs af so kwaai gelyk het, en dit het teweeggebring dat niemand gedink het, ek is vriendelik. Ewen sy het gedink, wat 'n ou suur, bitter knol. En dit het nie lang geduur het, toe besef sy, ek is eintlik baie oulik. Ek wil vir jou vra, as jy nie hierdie vrug dra van die Gees nie, wie se vrug is dit wat jy dra? Definitief nie die Heilige Gees nie. Dit kan net die duisternisse wees, nie waar nie. Dit is sleg om te weet en dis so, maar dit is 'n feit. Die invloed van buite is 'n realiteit. Die vyand en sy bad engele, soos ek eendag in 'n kleintjie verduidelik het, die demoniese effek
het 'n negatiewe en 'n duisternis invloed op ons lewens. Maar as ons terugdink aan Johannes 15, dan weet ons hierdie gedeelte wat Jesus gepredik het oor die wingerdstok. Ons is die lote en hy is die wingerd en ons moet vrug dra en die hele gedagte is, solank ons in hom is, met ander woorde as ons ingeënt is in daai wingerdstok, dra ons daai vrug. Daai vrug wat die nodige alles ontvang uit die moederplant. Maar daai plant is ook gewortel. Dat daai plant die punch kan vat van wind en weer en water. Dis buite invloede. Hallo. Met ander woorde, Christus kom en sê, wees soos hierdie saamgestelde plant wat die wingerd is, en jy sal vra net wat jy wil, en as jy gehoorsaam is aan my woord, sal jy dit kry. Johannes 15 vers 7. Is dit nie lekker nie? Is dit nie lekker om te weet, hier's 'n belofte, en jy kan dit bid, en jy kan vir die Vader vra, hoe, ek het dit geleer, ek soek dit, in Jesus naam. En as jy dit kry, dit wat jy wil doen of aanpak, en is woord gefundeer, sal dit so wees. Wees net geduldig. Dis op pad. Jy moet standvastig in jou geloof bly, en dit is waar ons kan kom ook by 'n ander simboliek van gewortel te wees in God. As jy sterk wortels in 'n plant kyk, kan daai wind waai. Hier's te baie tornado's en al hierdie stormwind effekte. Maar dan kry jy daai boom, hy's laat so, maar hy bly gewortel. En dan kry jy 'n verskriklike groot boom en die volgende oomblik, nou sien net wortels uitsteek die bo kan die grond, maar dan sy plat. Sy tyd is verby, want hy was nie goed gewortel nie. Ons kry vandag in ons lewens baie fancy maniere van plantjies. Ek kyk aan die dag, hierdie ou op Instagram is hier besig met 'n bakkie water. En hy gooi water in en ek sien hier druk hy 'n bol in daai potjie en is net die onderste gedeelte, sy boutjies wat hier in die water is en koneksie maak en hy sit hom daar in 'n kas. Ek maak seker dit is 'n hyasint, knol of bol wat hy daar bær. En binne 'n week toe hy die kas weer oopmaak, kan hy sien bo gaan daar niks aan nie, maar hier sit 'n wit lang worteltjies in die water. En daar maak hy van daai ding 'n hydroponiek. Iets wat net in water groei. Maar ek sê vandag vir jou, daar's baie sulke fancy maniere van ons groente en vrugte en alles, dis net hydroponics bo en aquaponics en ek noem dit net wat jy wil. Maar daar is nêrens gewortel in grond nie. So as hierdie persoon wat dit kweek en so nie 'n dak oor dit sit of wat ook al nie, is dit te vergeefs. Hy gaan net die punch vat nie. So hy moet beskik wees en beskerm wees en 'n spesiale plek hê en dan lyk dit te pragtig. Maar dit is nie natuurlik. Jy gedink as 'n saadjie van 'n boom op 'n klipbank val. Wat is die tydperk wat daai plant of boom werklik waar gaan oorleef? Niks goeds nie. Baie jare terug. Ons kan soos in die 84, as jy nog nie gebore is, jy moet nie bekommerd wees in die wêreld het daai tyd bestaan. En ek werk by Premier Matte en net langs ons is effekte. En as effekte vir my gesê het, gaan spuit hierdie goed vir die mure en dan glo kom en dan spuit ek en dan vrek ek. Maar my pa kla van die bure se riete wat op daai oomblik in sy erf onder deur die betonmuur groei. En jy kan hulle sien, dis net so. En hulle is besig om oor te neem. Hy sê vir my kind, hoe gaan ons met die goed te maak? Moet ons nou diesel en woukou en sprits en alles meng en hulle spuit? Ek sê, wag.
Effekthou het alles. En ek gaan kom by Effekthou kop 4, wat hulle gewoonlik op die spore gespuit het. En ek sê vir my pa, hier is die ding. Maar asseblief, hou by die instruksies. Te vergeefs. Dit was soos mes, toe vrek die riete. En so het goedjies aan die kant verderop bietjie gevrek, maar nie te erg nie. Maar 3, 4, 5 jaar later, toe begin die vrugtebome so een na die ander te vrek. En hy verstaan nie, en ek het heeltemal vergeet van kop 4, en ek sê vir hom, wat spuit jy? Wat het jy gedoen? Nee, niks snaaks nie. En ek vat 'n grondmonster, en ek kap 'n pyp in die grond, en ek wakkel en vat hom universiteit toe na Bloemfontein, en hierdie prof sê, los hom nou maar hier. En so 'n week later bel hy my, hy sê vir my, hierdie grond is vergiftig. Maar nie bo nie, onder. Daar waar die pyp se punt is, daar. En dit het eventueel so plaasgevind dat daai gif op die waterbank se klipplaat gaan lê. En net as 'n boom groot genoeg is en hy's 10 jaar oud, vrek hy. Ek sê vandag vir jou, hierdie was vir my so 'n leerskool gewees om te sê, hoe diep is jy gewortel? Is jy oppervlakkig gewortel? Of is hier invloede hier in jou wortelstruktuur wat veroorsaak dat jy dit nie gaan maak nie? Dat jy eventueel 'n probleem gaan hê. Want God is agter vrug aan. Want hy sê dan, Johannes 15, ek wil hê jy moet baie vrug dra. Dis mandjies en kaste vol. Dis nie 5 wat jy by jou buurman mee kan trek hoor nie. Kyk hierdie perske, né? Dit is niks van dit nie. Dis produksie. En die Here bring vir my Kolossense 2 in my midde. En as jy jou woord hier het, jy is meer as welkom om saam met my te lees. Kolossense 2 is eintlik so na aan my hart. En julle sal agterkom hoekom. En ek glo vandag sal dit dieselfde by julle wees. Ek lees hier in 'n Bybel en by die naam van geloof en aksie. Jy sal nou sê vir my, maar pastoor, die Bybel is eintlik nie reg nie. Maar weet jy, as ek dit saam met die ander 6 lees, dan klink dit nie reg. Want dan verstaan ek dit soveel beter. Hierdie gedeelte is so geskryf in die geloof en aksie Bybel, Hebreërs 2 vers 6. Julle het Jesus Christus as Here erken en aanvaar. Dit beteken, jy het hom gevat as jou redder, jou Here. Tree nou op soos mense wat hom regtig as Here ken. Ek glo dit lyk glad nie soos julle Bybel. Hy sê in vers 7, julle verhouding met hom moet so heg en intiem wees soos die band tussen 'n boom en die aarde waaruit hy groei. Soos 'n huis wat op 'n sterk fondament gebou word, moet julle lewe op Jesus bou. Staan onwrikbaar vas in dit wat julle glo, soos julle geleer is. Doen dit terwyl julle gedurig vir God die Here dankie sê. Hebreërs of Kolossense? Kolossense. Want die eerste sê Hebreërs. Ok, nou moet julle my nie gecheck het. Maar nou moet julle my check. Nou moet julle na Kolossense toe gaan. Ok. Hier gaan ons nou uit almal se tipe Bybels uitlees. Hierdie gedeelte, nee, is amazing saamgevat. En ek wil vir jou begin lees daar in vers 6 hier in die Nuwe Afrikaanse vertaling van 2020. Hy sê, aangesien julle dus Christus Jesus die Here aangeneem het, bly leef in hom. In hom is julle gewortel en in hom word julle opgebou en versterk in geloof, soos julle geleer is, terwyl julle oorvloedig is in dankbaarheid.
begin julle teksversie ook die volgende een, pas op. Wat is dan? Pas op. Dis so goed. Ja, julle is so, nee. Watch out. Pas op. Pas op waarvoor. En hierdie pas op gaan oor wat gaan jou distrek? Wat gaan jou fokus wegneem van hierdie pragtige gedeelte wat hy gegee het van julle het Jesus aanvaar as julle redder en julle is gewortel in hom en. Dis mos maklik om te bely. Is dit so? Dit is maklik om te getuig en sê, ja, amen, halleluja. Maar dan kom ek volgende en ek sê vir jou, pas op. Pas op. En hier is 'n paar pas op. En hy waarsku ons eerstens 2.4 daar, pas op, vers 8, dat niemand julle meevoer deur filosofie en leebedriegery wat gegrond is op menslike tradisies en teologie. Ek praat gister met my swaar Kimberley. Ek sê vir my ek was so stout met die doopprediking verlede Sondag, hy sê kou het. Ek sê vandag predik ek oor Kolossense 2, hy sê, wat? Ek het verlede Sondag. Kom ons kiel mensgemaakte tradisies. Ek sê, halleluja. Jy sien, hier is 'n waarskuwing van God af deur hierdie skrywer, pas op. Dit gaan jou distrek. Dit gaan jou uitbring by die oppervlakkige deel en weg van die core af, die senter, die essence waaroor dit alles gaan. Maar as jy nou 'n bietjie verder afgaan, dan kan jy sien, dis als kosmeties. Dis als teorieë. Dis als filosofie. Dis mense wat dink hulle is slim en grand en smart. Intussen is hulle. Vers 16 en 18, as jy so wenkie afbeweeg, en skies, ek gaan nou sulke punte uithaal, en dan gaan ek die res binne sit. Hy sê, vers 16, moet dus nie dat iemand jou oordeel oor wat jy eet en drink, of oor 'n fees, of 'n nuwe maansfees, of 'n Sabbat. Dis 'n distraction. Hy sê hierdie dinge is net 'n voorafskaduwing van dit wat aan die kom was. Hy sê dis so, dis soos 'n mistigheid. Vergeet. Hy sê maar die werklikheid is Christus. Die werklikheid is Christus en om Christus te ken. Moenie jou steur aan hierdie krap nie. Hy sê moenie dat iemand wat aandring op selfvernedering en die aanbidding van engele en wat hom verdiep in visioene wat hy gesien het, julle van die prys beroof nie. As gevolg van sy sondige aard, dink hy sonder rede baie van homself. En ons weet, God haar hoogmoed. En hou nie vas aan die en hou nie vas aan die hoof nie, want dis wat daai mense doen. Hulle hou nie vas aan die hoof Jesus Christus van die kerk is nie. Want uit hom kom al hierdie ledemate en deelnames en bedieninge en dis meer. Hulle is so gefokus op hierdie ander nonsens. Dis net nie waar nie. Hy sê vers 20 praat hy weer van hierdie kosmetiese elemente. Ek weet in julle Bybel staan dit nou complicated Afrikaans. Hier in Engels, net so vir Ernest onthaal en ander Britte, hy sê, therefore, if you died with Christ from the basic principles of the world, dis kosmetiese elemente, as though living in the world, do you subject yourself to regulations? Do not touch this or do not touch that.
Jy kry dit. Persoon friendships, daar's so halal op. Ja. Jy sien al hierdie goede is, hy sê in vers 22, luister hier nou, vers 21, do not touch this, do not touch that, do not handle this. So, nie dit vat nie. Boeddha, kom met Boeddha. Ek het net so bly plekkie gehad aan vis. En as daar kom, dis 'n verskriklike kunstige vrou se plekkie. Dan check hierdie Boeddha my so, daar die vensterbanke. Ek tog as ek 'n baseballbat gehad het, was hy in die see. Dan vat ek daai vent en ek draai hom net om en sê, daar moet jy so. Dan kyk hy uit. Maar niks onheiligs, beloof julle het in daai slaapkamer gebeur. Glad nie, niks. Heilig, sê ek. Boeddha het uitgekyk. En dis hierdie goede, waaroor het gaan? Né? Hierdie kosmetiese goede, doktrines, wat mense gemaak het. Hy sê hier so in vers 23, these things indeed have an appearance of wisdom. Dit kom so slim voor. Luister hier nou. In self-imposed religion, false humanity, and neglect of the body, but are of no value. Of no value. Hy sê, hoewel hierdie voorskrifte met hulle selfopgelegde godsdienstpligte, geveinsde nederigheid en liggaamlike kastyding, die skyn van wysheid het, is heeltemal nutteloos, maar dien tot bevrediging van die sondige aard. Vergeet die Latynkies. Ek sê nie jy moet jou huis skoonmaak nie. Vee hom maar uit en suig hom. Dit was mos nou 'n tydpie toentertyd om my skoon te maak. Ja, nee, ek weet gelukkig, my ma het my daarin gedruk, of ek nou wou of nie. Maar as jy gaan terug en kyk na hierdie Efesiërs, jy gaan kyk na vers 11 tot 14. Hy sê, hy praat van Jesus. In hom is julle ook besny. Nie met die besnydenis deur mensehande nie, maar deur die besnydenis van Christus. Waardeur julle sondige bestaan weggeneem is. Jou sondige bestaan is by jou weggeneem. Jy is nie bly nie. Ek gaan weer probeer. Jou sondige bestaan is weggeneem. Dankie. Hoekom? Omdat julle in die doop saam met hom begrawe is. Is julle ook saam met hom opgewek deur die geloof in die krag van God. Nee, dit is te veel. Weet jy wat? Hy sê hier, jy's gedoop. Jy het gesterf vir die sondige natuur. Die feit dat jy gesê het, ek staan op met hom. Gaan jy hel toe? Nee. Hierdie opstanding soos Jesus is vasgemaak. Daar staan geen voorwaardes. Okay, maar as jy nou dit en as jy dat en sê nou maar dit en sê nou maar dat. Hy sê jy het jou laat doop, jy is begrawe en jy het saam met Christus opgestaan uit die water. En dit sê jy het die opstanding. Okay, ek weet jy soek nog ander goede, maar kom ons kyk hier verder. Hy sê, deur die geloof in die krag van God. Jy is opgewek deur die geloof in God se krag, wat hom uit die dood opgewek het. Okay, ja, daarom gaan ek dit ook reg kry. Want daai krag is hier rond. Daai krag is in die kerk, en dis nie teen daar wat Bybel lees, en daai krag is as ek bid. Ok, jy stem nie saam met dit nie. Ok? Kom ons gaan net so 'n bietjie terug.
Jy sien, hierdie hoofstukkies is deur die mense in die Bybel ingebring. Maar as jy nou net teruggaan na die begin van Kolossense 2 toe, en jy gaan kyk na Kolossense 1:28, gaan jy 'n surprise kry. Kolossense 1:28 sê, Christus is in julle, die hoop op die heerlikheid. Die hoop op die heerlikheid en Christus is in my en jou. Dan begin vers 28. Hom verkondig ons terwyl ons elke mens vermaan. Nee, moenie dit doen nie. Jy is besig om die duiwelse ster te speel. My liewe kind, kry dit uit jou kop uit. Terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, sodat ons elke mens voor God kan stel as volwasse in Christus. Jy is klaar volwasse in Christus as jy Jesus volg. Vers 29. Hier kom die hoeha. Daarvoor span ek my in, sê die skrywer, terwyl ek die worstelstryd voer. It's not the highway to heaven, easy go with plan. Jy gaan soeg en sweet. Terwyl ek die worstelstryd voer, in ooreenstemming met sy krag, wat magtig is, wat mag in my werk. En hier is die dag, pastoor, ek like so die Amplified. Ja, nog groter vriende. Daar staan geskryf in die Amplified, supernatural power werk deur jou. Daar is eendag geskryf, supernatural power wat deur jou werk. Dis hierdie magtig, wat magtig is. Dis God se magtige karakter en eienskappe en krag wat in jou werk. Wil jy nie dit net vat nie? Ek gaan baie sleg voel as ek huis toe gaan en ek wat hulle wil dit hê. God sê hier's dit. En dit klink vir my baie erg. God kom woon met sy volheid in jou, sodat jy al hierdie mensgemaakte idees en goed wat nie van hom is nie, kan teestaan. Hierdie gedeelte van hierdie krag in die grondtaal in Griek sê energeia. Dis 'n Griekse woord wat ek niks van verstaan behalwe dat daar baie energie ter sprake is. Jy sien hierdie woord energeia is so eens met die split van 'n atoom. Julle weet wat dit in Hiroshima gebeur het. Hulle het een klein atoompie gesplit. Die skade is nou nog. Dis goddelike energie. Dis onpeilbaar, onmeetlike krag wat deur jou spoel en jou potensiaal lig na 'n vlak toe na Kolossense 2 vers 10. Wat staan in Kolossense 2 vers 10? In my New King James Bible, nie die ou Afrikaanse vertaling of die nuwe Afrikaanse vertaling of die direkte Afrikaanse vertaling of die blye boodskap nie. In die Britse Bybel staan daar, and you are complete in him, who is the head of all principalities and power. Ja, maar pastoor, dit klink verskriklik. Dit is. Die effek is amazing. Die woord sê vir jou hier, met hierdie goddelike teenwoordigheid van God se energie, supernatural power in jou, het jy
voltooid geraak in Christus. Gaan niks oor jou dop nie. Of jy maag het en of jy nie maag het, of jy plooi het en of jy nie plooi het, of jy haar het of jy bles het, dit het niks met dit te maak. Dit gaan oor die een in jou. Die een in jou was nog altyd voltooid. Was nog altyd full of supernatural power. En hy woon nou in jou. En hy sê, daarmee het ek jou ook voltooi, maar vir 'n rede, om te kan heers oor elke mag en gesag op hierdie aarde. Vrouens gaan dit nie kan sê nie, maar julle manne gaan dit kan sê. Hoewa! Kom ek 1, 2, 3, hoewa! Hoewa! Jy sien, ons is gemaak as warriors. Die Oosterlinge het dit gefeit, en nou kan hulle ook karate doen. Ek sê vir jou, ons is warriors in Christus, met hierdie krag. Ek wil afsluit met vir u sê, ek hoop jy verstaan vandag, hoe is jy geword? En in wie is jy geword? En wat maak het jou, omdat jy gewortel is in Christus? Sien net ja, pastoor. Ja, Asseblief, pastoor. kom ons lê die oor. Dankie Jesus. Dankie Here Jesus Christus dat ons opnuut hoop skep vandag. En dat ons van vandag af vir ons in die spieël gaan sê, you are complete in Christ. You are a ruler with Jesus Christ over all principalities and powers of this world. Dankie Here dat ons gaan krag vat, hierdie almagtige krag wat gaan heers. En waar ons gaan kom, gaan dit weer soos daai disippels wat terugkom, daai 70 wat hy gestuur het. En hulle kom terug van hulle missie af en hulle sê, Here Jesus, nie net is mense genees nie, by die aanhoor van u naam het bose magte en demone gevlug. Dankie Here dat dit by ons net so gaan wees. En dat ons elke mag en binding en gesag en invloed van die duisternis gaan bind en bestraf. Ons het die sleutels van die koninkryk van die hemele. Ons sluit dit toe. En geen mens van die duisternis of enige demoniese gesag of mag kan dit losmaak of oopsluit nie. Dankie Here dat ons vrye toegang het tot u troonsaal deur Christus. We are seated with you in Christ in the courtroom. Dankie Here dat ons nie meer mismoedig gaan word, neerslagtig of negatief oor al hierdie buite-invloede nie, maar dat ons gaan heers, dat ons gesag en autoriteit gevat, ons gaan in die stature staan as kinders van God. En ons spreek en verklaar dit in Jesus Christus naam. Amen. Ons gaan nou afsluit met die laaste lied.